Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Toe Dawid die ark van God na die stad van Dawid laat kom het Ussa toe hulle by die dorsvloer van Kidon kom, sy hand uitgesteek om die ark vas te hou, want die osse het gestruikel. En net daar het God hom getref en hy het gesterf. 1 Kronieke 13 vers 12 tot 13 sê, en Dawid het daardie dag vir God bevrees geword en gesê, hoe kan ek die ark van God na my toe bring? Daarom het Dawid nie die ark by hom in die stad van Dawid laat inkom nie, maar dit laat wegdraai na die huis van Obed-Edom, die Getiet. Stel jou voor dat jou huis die woonplek van God se teenwoordigheid word. Dit is wat met Obed-Edom gebeur het. Die ark het 3 maande lank in sy huis gebly. En die woord sê, dat gedurende daardie tyd het die Here alles van hom geseën. Sy vrou, sy kinders, sy besittings, sy toekoms. Alles het begin verander, omdat God se teenwoordigheid welkom was in daardie huis. Jy sien, eers wanneer jy God werklik in jou lewe verwelkom, kan hy dinge begin verander. Sy seën vloei waar hy teenwoordig is. So moenie God eenkant toe skuif in jou huis nie. Nee, maak hom die middelpunt van jou huis. Laat sy teenwoordigheid jou huwelik vorm. Laat sy teenwoordigheid die atmosfeer vir jou kinders vorm. Begin deur God saam as 'n huisgesin te aanbid. Moenie dat hy net 'n gas wees wat net Sondag welkom is nie. Nee, maak hom 'n permanente inwoner. Wanneer jy God se teenwoordigheid in jou huis inbring, sal jy dit in jou kinders begin sien. Dit sal die manier begin verander hoe jy dink, en dit sal jou honger maak vir meer. Toe die ark Obed-Edom se huis verlaat, het hy vrywillig aangebied om in God se teenwoordigheid as poortwagter by die tempel te dien. Dit is die krag van om God in jou lewe en in jou huis te verwelkom. Sodra jy sy teenwoordigheid geproe het, sal jy nie daarsonder verleef nie. Here, ek verwelkom u teenwoordigheid in my huis en my hart. Laat alles in my lewe gekenmerk word deur u seën. Maak my huis 'n plek waar u woon en laat my kinders u goedheid en guns ervaar. In Jesus naam bid ek dit. Amen.